Welkom terug. Die veteraan-politicus Patricia de Lille het geen bekendstelling nodig nie. Na maande se struwelinge met die DA het sy verlede maand as die burgemeester van Kaapstad en uiteindelik as lid van die DA bedank. Sondag het sy aangekondig dat sy weer haar eie politieke party gaan stig. Die party sal aan aanstaande jaar se verkiesing deelneem 2019. Sy sluit op ons aan hier in die Nuusdag Perspektief. Goeienaand en welkom aan die Pat, soos hulle jou noem. Dit is 'n groot plesier, Elvis. Dankie vir die geleentheid. Dis wonderlik om jou hier te hê. Jy het geskei van die DA. Dit was 'n woeste skei saak. Jy het nou 'n nuwe party in sig. Vertel ons 'n bietjie van hierdie party en waarom hierdie nuwe party? Wel, ek voel dat ek het nie lus eers om af te tree nie. Ek kan enigiets aftrek as ek wil en quite comfortable gaan lewe. Maar jy weet, ek is baie lief vir hierdie land. En ek dink dat daar is baie goeie mense in hierdie land. Ons probleme stem daarvan dat te veel goeie mense doen niks. En dit is hoekom al die verkeerde goed aangaan in ons land. So ek het nou 'n belegging gemaak om 'n beweging te skep. Maar as al die goeie mense in Suid-Afrika wil mobiliseer om by mekaar te kom, al die goeie mense wat wil sien dat ons 'n goeie land moet bou. En dan ook natuurlik is daar 'n nuwe generasie wat na 1994 gebore is, wat nie meer so behep is met die geskiedenis waar ons vanaf kom nie, maar hulle kyk wat is daar vir hulle toekoms. En ek wil graag 'n geleentheid skep vir daardie jong mense en ervare mans en vrouens om vorentoe te kom om hierdie beweging vorentoe te vat. Ja. Is daar 'n beleidsrigting alreeds vir hierdie nuwe party en wat gaan sy naam wees? Wel, die beweging is om goeie mense te mobiliseer en soos jy goeie mense aan boord kom, soos jy al weet sien op ons webwerf en oral begin die mense aan te sluit en hulle wil 'n bydra maak. Die plan is vroeg in einde volgende week gaan ek die naam aankondig. 'n goeie beweging maar definitief nie die woord party gaan nie daarin wees nie, want ek wil verskillend wees van die res. Jy kry alles wat 'n partye met kongresses en alliances en demokrasie en alles dit. Ek wil hê die party se naam moet mense moet weet waarvoor dit staan. En dit gaan nie die ID wees nie of die onafhanklike demokrate wees. Nee. So dan wat ons gaan doen dan is dat ek gaan die naam aankondig. En dan vroeg in Januarie gaan ons hier in Johannesburg gaan ons die party dan loods. En is op daardie stadium waar ons dan posisies gaan aandui op verskillende vraagstukke in die land wat na in die harte lê van die goeie mense wat wil graag hê Suid-Afrika moet vorentoe beweeg. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor die party, maar eers, dit is nou die tweede keer dat jy in 'n nuwe party gaan begin en dit is nou al die vierde keer wat jy by 'n party aansluit. Die PAC, die DA natuurlik, die ID of die OD. Hoe vertrou kiesers dan vir jou as 'n individu of as 'n politikus met soveel struwelinge en veranderinge? Wel, ek is bly dat daar baie kiesers in die land wat ook weet wat hulle keuse wil uitmoef. Ons lewe in 'n veelparty demokrasie. Ons grondwet maak voorsiening daarvoor. Dit is nou maar net 25 jaar gelede waar daar politieke partye bestaan in hierdie land. Hulle was verban vir 2-3 dekades. So ons demokrasie is besig om te ontwikkel. En soos die demokrasie ontwikkel, is daar 'n nood dat jy verskillende idees moet getoets word. Ek is bereid om hierdie idees te toets by die stembus. Maar dan moet mense teruggaan wat praat van my geskiedenis. Ja, ek was betrokke en ek het geveg teen 'n apartheid in die PAC in. En ek veg af van 'n klein ouderdom af, maar my geveg was nog nooit vir my nie, Elvis. Dit was nie vir eie belange nie. Dit was nog altyd vir 'n cause vir ons mense. Ek is baie lief vir hierdie land en ek is bereid om dit weer te doen. Met die OD, die mylpaal wat ek behaal het, wat niemand anders gedoen het in ons nuwe demokrasie nie. Ek het gesê, ek wil die eerste vrou wees, wat 'n politieke party begin in ons nuwe demokrasie, wat setels wen op nasionaal, plaaslik en op provinsiaal. En ek het dit behaal. En daarna, toe beweeg ek weer aan, want toe is daar 'n nood dat ons 'n alternatief moet bou
teenoor die regerende party, en dis waar Helen Zille en myself daardie groot projek aangepak het. So my lewe het nie stil gestaan nie. Is daar mense wat wil vasgevang word in die verlede? Ek glo ons moet soek wat is skoon en edel in die verlede en bou daarmee die toekoms op. Jy weet, daar is ek dink die digter Brand of iets het dit gesê. En dis wat ek eintlik wil doen. Ons het 'n baie hartseer verlede. Maar ons het nou die geleentheid, Elvis, om ons eie toekoms te ontwerp. En dit is wat my dryf elke dag. Nou, dit was natuurlik 'n dryf na 'n groter party, Ja. maar daar is ondersteuners van die onafhanklike demokrate wat gesê het dat jy uitgeverkoop het aan die DA. Hoe voel jy daaroor? Nee, dis 'n leuen, absolute leuen. Een van die voorwaardes vir die politieke partye om by mekaar te kom, en dit was die DA, die OD, COPE en UDM, was dat partye eers hulle kongresse moet gaan hou. Die OD het sy eerste kongres gehad en meer as 1000 afgevaardiges het almal ooreengestem dat dit is die rigting om te gaan. Ons het vir Helen Zille genooi, ons het Tele Kota genooi vir Bantu Holomisa. 6 maande later, toe hou die DA hulle kongres, toe kry Helen Zille ook 'n mandaat daar. So dit is glad nie so nie, dit was 'n mandaat van die partylede vir die rigting wat ons ingeslaan het. Nou, klein partye, jy het nou begin met hierdie klein Ja. met 'n nuwe party wat jy gaan begin. En die OD was een van hulle van daai klein partye wat begin het en dit was vreeslik suksesvol Ja. geweest op 'n stadium. Maar baie mense sê en ons het nog gesien ook, baie klein partye soos COPE en natuurlik die EFF wat nou baie meer gegroei het uitgesterf, baie van daai ander klein partytjies. Dink jy nie daai soort stem gaan verlore in die gemaal van groter partye nie? Nee, dit is alles oor keuse. As jy vir my nuwe party wil stem, is jou keuse. As jy voel nee, wat ek wil dit nie doen nie, is ook jou keuse. Ons moet Suid-Afrikaners keuse gee. Die verskil hier, Elvis, is dat ek het verskriklik baie ondervinding en ervaring. Ek het vir 7 jaar het ek nou die stad Kaapstad gelei. Ek wil graag daardie ervaring wil ek gebruik om dit uit te versprei na al die stede, na al die dorpe in ons land. En dan ook wil ek ook seker maak dat ek gee die leiersels oor aan die jonger generasie. Ek sal vir hulle nou die geleentheid skep om in te kom, om hulle ding te kom doen en te sê wat hulle wil doen, maar daarna moet hulle aanbeweeg. So ek sal eers die dag stil sit as ek 6 voet 6 onder die grond lê. Maar tot tyd en wyl die mense wat bekommerd is oor waarvan af kom en waarvan ek gaan, ek los my geloof in die hande van die kiesers en hulle moet maar besluit. Nou, jy is 'n veteraan politikus en jy moet seker 'n trampkaart iewers hê. Ja. Is een van daai trampkaarte miskien die DA-lede of die raadslede wat bedank het, gaan hulle deel word van hierdie nuwe party? Wel, ek hou my hoed af vir daardie raadslede, Elvis. Ek meen, hulle het baie opgeoffer. Uit beginsel het hulle bedank. Hulle weet nou van hierdie nuwe beweging. 'n Party van hulle het alreeds aangesê dat hulle gaan deelneem daaraan en hulle is vry om aan te sluit daarbey. So hulle gaan glad nie 'n verbasing wees dat hulle daarin kom nie. Ek weet nie of almal gaan kom nie. Party van hulle het besluit hulle gaan in die privaat sektor. So hulle sal maar daardie persoonlike keuse self moet maak. Is jy ook vir koalisieregerings? As iets sou gebeur, as die klein party nou nie uitwerk heeltemal soos jy hom wil hê nie? Jy sien wat ons nou ervaar in Suid-Afrika is koalisie politiek veral na 2016. Jy sien 'n koalisie want jy McKeel, die wet sê jy moet 50% plus 1 het om 'n regering saam te stel. As nie een party of volstrekte meerderheid gekry het nie, dan word julle geforseer om by mekaar te kom. So jy sien nou die vennootskap hier in Johannesburg, dis die DA en die EFF, die DA en die EFF in Tshwane. Dit is omdat die wet vereis jy met 'n 50% plus 1 het. Ek het gesê, ons gaan hard werk. En as dit kom dat nie een party 'n volstrekte meerderheid kan nie, dan sal ons gesels met politieke partye. Gaan die fokus wees in die Wes-Kaap of gaan dit landwyd wees? Nee man, jy weet, ek is nou al so siek en sad dat mense my net wil behandel. Jy weet, is veel oor dit ding. Ek is nou brein en so ek is nou net by 'n breinparty en dit.
Nee, wat die beweging is nasionaal, want daar is wit, bruin, swart in Indië, goeie mense in hierdie land. En ek wil 'n party bou vir alle Suid-Afrikaners. Ja, ek is bekend in die Weskaap, ek is 'n huisnaam in die Weskaap, maar so ook in die res van die land. En so ek wil my ervaring gebruik om 'n nuwe beweging aan die gang te sit wat die jong mense moet oorvat van my. Nou daar's diegene wat ook vir jou beskuldig dat jy nie meer so progressief was soos toe jy met die PAC gewees het nie, of met die ODF of die onafhanklike demokrate. En dat jy nou meer passief is. Is dit waar? Wel, ek lag net vir sulke mense. Dit is duidelik dat hulle het nie my geskiedenis gelees nie. Hulle het nie gelees of hulle ignoreer dit. Mense is maar altyd ongelukkig oor een of die ander ding. Elke een in hierdie land is geregtig op sy opinie, en Elvis. Vir my is dit net opinions. Ek lewe nie my lewe om ander mense tevrede te stel nie. Ek weet ons kom neer deur die lewe een keer. En ek leef my lewe soos ek dit kies om te doen. En jy kan jou opinie net, maar wat verkeerd is, moet jy jou opinie gebruik om vir my te judge nie. Dan gaan ons vassit. Ons het nog gepraat van hierdie woeste skei saak met die DA. Ja. Waar staan jou saak nou met die DA? Want hulle sê ook dat jy verantwoordelik was vir die onluste in die Bo-Kaap omdat jy die hersonering van die stad goedgekeur het. Jy weet, ek het nie gaan aan met daardie mense nie. Hulle soos hulle skizofreniek is. Ek het bedank uit die DA. Ek het 3 uit 3 hofsaake gewen. Hulle het die Steenhuisen en verslag teruggetrek, hulle het die klagtes teruggetrek. Die rede hoekom ek op die trappe van die Hooggeregshof gaan bedank het, want dis die laaste keer nou waar ek gaan na die Hooggeregs toe om 'n Bowmans verslag, dieselfde maatskappy, dieselfde klagte, 2 verslae later en verskillende opinies. So dit is nog uitstaande voor die hof. Ek het gistermiddag vir JP Smith gebel toe die joernalis my bel. Ons sê jy moet nou ophou lieg. En nou asseblief my naam uit jou mond uit. Wat daar gebeur het in die in die Bo-Kaap is dat die stad se beleid sê dat publieke deelname mag nie in Desember maand gedoen word nie, want dan is mense op vakansie. Ek het oproepe gekry wat mense vir my gesê het, Patricia, maar hoe kan jy 'n advertensie in die koerant sit op die 14de Desember of die 15de Desember en aankondig dat daar gaan overlay zones gedoen word. Al wat ek gedoen het, toe bel ek die stadbestuurder en sê stadbestuurder, hulle volg nie die beleid van die stad nie. Hulle mag nie publieke deelname doen gedurende die vakansie nie. Kan jy dit asseblief stop sodat hulle in Januarie maand dit moet doen? Dis al wat ek gedoen het. En ek het gesien, want hy moes eintlik geantwoord het, JP Smith. Die metropolisie het die mense baie hardhandig behandel en sleg behandel. En hy is ingeroep oor dit. Toe wil hy nou die aandag wegskuif van die gedrag van die metropolisie om weer eens vir Patricia te blameer. Elwes hulle het my blameer vir die droogte, toe dit nie reën nie, hulle blameer my vir alles. In 10 sekondes, jou boodskap aan Suid-Afrikaners vir jou nuwe party. Ek doen 'n beroep om alle Suid-Afrikaners, wit, bruin, swart, Indiër, wat jy ook al is, die goeie Suid-Afrikaners, kom werk saam met my. Laat ons 'n goeie land bou wat ons volgende generasies kan trots op wees. Dit was die veteraan politikus Patricia de Lille wat 'n nuwe party gaan begin. Nou hier op Nuusdag sal ons die verwikkelinge dophou en jou op hoogte hou van die veranderende politieke speelveld. Intussen gaan ons gou bene rek en jy kan solank 'n koppie tee of koffie kry. Ons gaan net hierna voort en dan praat ons met 'n onafhanklike kenner oor kleinpartytjie politiek. Bly ingeskakel.